Ek dink daar is ander vroue wat dieselfde ervaring as ek gehad het in so 'n situasie. Mens gaan nie weg en dan is dit fantasties nie. Jy pak nie jou tasse en jy kom weg en jy gaan bly by jou ma of wat ook al en dan is dit nou klaar nie. Dit is gewoonlik 'n paar wegganne. 'n Paar keer wat dit gebeur wat jy 'n tas pak en gaan en dan weer teruggaan en dan maar weer gaan en dan weer teruggaan maar weer en maar so raak mense rondom jou bewus van die waarheid van die storie. Jy kom op 'n punt waar jy praat. Jy praat of met jou pastoor of jy praat met jou suster of jy praat met iemand en ek dink daai oorspronklike praat, eerlik wees met iemand oor wat werklik aangaan, is die eerste goue sleutel tot verlossing van die omstandighede. En dan wanneer die skrif aan die muur is tot so 'n mate dat jy besef jy gaan nou met dinge doen soos polisiestasie toe gaan om 'n orde wat met daai ding te kry en seker te maak dat daai persoon nie weer naby jou kom nie. Die praktiese dinge. Dit is waar 'n vriendin of 'n vriend of ouers of wie ook al wat savvy is en wat weet hoe om uit te kyk agter hulle skouer en om die ding deur te voer. Ek het 2 sulke vriende gehad. Vriende koppels. Wat dit vir my wat vir my gehelp het, wat vir my gesorg het dat my kar kan regkom, ruit wat gebreek was reggemaak. Prakties gedink het, wat besef het wat ek nou gaan nodig hê is dit. Ek het nodig om my papiere bymekaar te kry. Ek het nodig om bygestaan te word feitelik uurliks. Want in daai oomblik wat jy besluit om te gaan, gaan dit gepaard met baie stres. En die hele proses gaan gepaard met geweldig baie stres en jou hele gedagtegang is die hele tyd, miskien moet ek dit nie doen nie, dit raak net al hoe erger, dit vererger net dinge, ek gaan dit nie reg kry nie en dan gaan dit weer terug na die gewone ding wees en dan gaan dit nog erger wees, daai gevoelens en daai gedagtes amplify, dit word alles groter, dit word spookgroot. En as jy nie dan iemand by jou het wat die paadjie saam met jou stap, letterlik hand aan hand saam met jou kan stap nie, om 'n veilige plek vir jou te kry waar jy kan gaan bly, om seker te maak dat daai persoon nie naby jou kan kom nie. Polisie hulp, bystand van alle kante af. En dan natuurlik moet daai persoon bereid wees om uit saam met jou te stap, tot op die punt waar jy 'n nuwe plek het om te bly, 'n nuwe werk het, 'n nuwe plek het vir jou kind om skool toe te gaan, wat ook al daai persoon was, in my geval was, daar was sekere vriende wat ek gehad het, wat vir my gehelp het tot by my broer. En die hele tydperk wat dit gevat het, letterlik van om uit die huis uit te stap, tot en met in 'n nuwe plek in te trek, nuwe skool vir my kind, werk soek vir myself. Daai tydperk het seker gestrek oor ten minste 2 maande. En daai is 'n kritieke tydperk in die hele storie, in die loskom van so 'n verhouding. Daar moet praktiese hulp wees, so daar moet mense wees wat jou kan bystaan.